Kyk, daar's twee dinge wat hy oor praat, dan raak mense rondom jou ongemaklik, veral in die kerkwêreld. En dis wanneer jy oor geld en oor seks praat. En dit voel vir my, geld en seks is juist die twee goeders wat die kerkwêreld die meeste nodig het, want hulle kry dit nie, hulle kla altyd oor dit. As jy by mans kom, hoe lyk jou huwelik? Nee, ek en my vrou vry my net hopeloos te min. En nou, hoe lyk die besigheid? Nee, dit gaan maar swaar, arm en geduldig. Ons hou net ons kop bo water. Dit is tussen die boom en die bas. Ons kyk maar of ons kan deurdruk hierdie maand. En nou ons klaar oor hierdie goedjies. En as jy oor dit praat, dan raak hulle ongemaklik en dan het hulle allerlei storieetjies, prosperity gospel en hulle nie dit hoor nie en nee, God is nie, alles gaan net oor geld nie, jy kan nie mammon dien en God en hulle het allerlei goedjies uit konteks uit. En vandag wil ek na jou toe kom en vir jou sê, hoorie my vriend, daar's 'n wet ingestel. Van Genesis af is daai wet ingestel dat dit wat jy saai, gaan jy maai. En as jy nooit gaan saai nie, gaan jy nooit maai nie. En dan praat Korintiërs 9 praat dan van, sê dat as jy die mate waarmee jy saai, is die mate waarmee jy gaan oes. As jy die Bybel praat van sparingly, if you sow sparingly, you will reap sparingly, but if you sow abundantly, you will reap abundantly. So daar's 'n wet ingestel rondom saai en maai. En ek wil dit vandag vir jou leer. En jy kan dit gaan toets. Want die woord sê, Maleagi sê, jy kan hom toets, jy kan God toets in dit. En jy kan dit self gaan toets, jy hoef my nie te glo nie. Glo God, vertrou God, glo God. Jy gaan toets dit self. Die ding wat ek sien by ouens is, hulle hande is verskriklik oop as die bankrekening vol is. Nee, kyk, as daar R10,000 in die rekening is, hy gee baie maklike 100 of 'n R500 weg. So 100,000, nee, hy gee sommer 10,000. As dit goed gaan, dan saai die ouens baie lekker, maar as dit begin swaar gaan, dan hou die ouens vas. Hulle is bang hulle verloor die laaste bietjie wat hulle het. Dis juis wanneer jy nie het nie, wanneer jy moet saai. Baie ouens kom na my toe, hulle sê nee, hulle kan nie nou saai nie, weet dit gaan maar moeilik hierdie maand, maar hulle gaan saai as hulle weer geld het. Dan dink ek by myself, my vriend, as God jou nie kan vertrou met die R20 in jou rekening nie, hoe gaan hy jou vertrou met die R20,000 in die rekening? As hy jou nie met 20,000 kan vertrou nie, hoe gaan hy jou met R200,000 vertrou? En hy sê, as hy jou met min vertrou, kan hy jou oor baie aanstel. En jy moet vandag in jou eie hart gaan kyk. Weet, ek lees hierdie week 'n ding waar 'n ou sê, ouens het nie geld issues nie, hulle het vertroue probleme. Hulle het nie 'n geldprobleem nie, hulle het 'n vertroue probleem. Kan nie God vertrou nie. Kan nie God vertrou met hulle finansies nie. En ek wil jou ook sê, dit wat jy in jou hand het, jy weet in jou rekening het, is nie eens jou om te begin mee nie. Dis God se. Die Bybel sê God has given you the ability to create wealth. God het vir jou die vermoë gegee om rykdom te bekom, maar God het die vermoë vir jou gegee. Sonder die vermoë sou jy dit nooit gehad het nie. God het vir jou werk gegee. Sonder die werk sou jy nie geld gehad het nie. God het vir jou die deur oopgemaak. Jy moet teruggee aan die Here. Weet, hy sê in Spreuke 3:9 dat jy altyd die eerste van jou inkomste terug moet gee vir God. Jy moet jou eerste van jou inkomste teruggee. Dis hoe jy die Here eer. Here, ek is dankbaar dat ek hierdie werk het en vandag gaan ek die eerste van my inkomste vat, minimum 10%. Weet, 10 is nie 'n wet nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Maar om dit te doen is net voordelig. Dit is net voordelig vir die koninkryk en is net voordelig vir jou. En is dankbaarheid. Dis omdat ek so dankbaar is, gee ek met liefde vir die Here terug dat die koninkryk vorentoe kan gaan. Dis wat jy doen met jou finansies. Maar baie ouens saai uit oorvloed uit en Jesus kom, dan sit hy kyk hy hoe gooi die ouens geld in 'n bakkie. Dan kom hierdie een vrou, dan gooi sy haar laaste 2 muntstukke in. Dan sê die Here, hierdie vrou, nee, het meer as enige ander ou gegee. Want sy het gegee uit haar lek uit. Sy het gegee uit dit wat sy nie gehad het nie. Maar die ander ouens het gegee uit hulle oorvloed uit. Hulle het gegee uit wat hulle het. Dit nie eens hulle sak gevat nie. Die ware toets waar jy God kan vertrou met finansies is om te gee wanneer jy niks het nie. Wanneer jy niks tot min tot niks het nie. Dis wanneer jy gee. Die een ou sê een keer baie mooi. Hy sê if you have a need, you sow a seed. If what is in your hand does not meet the need, it is not the harvest, it is the seed. So wanneer jy 'n nood het, dan saai jy 'n saad. 'n Goeie boer saai altyd saad, want 'n goeie boer kry altyd 'n goeie oes. En as jy saad in die grond het, sal jy altyd geld in jou bank hê. En ek praat uit ervaring en ondervinding uit. Hierdie is nie iets wat ek sommer net sê, want dit is maar 'n mooi dingetjie om te sê nie. Vir my is dit al 11 jaar wat ek voltyds die Here dien, voltyds in bediening is. En ek is so dankbaar vir mense wat in ons lewens insaai. Daar's mense wat in ons lewens insaai, maar die Here weet en my boekhouer weet, dat ek gaan nie 'n maand verby, wat ek nie 'n definitiewe minimum van 10% terugsaai in die koninkryk in nie. En ek saai altyd op goeie grond. Waar's goeie grond? Die Bybel sê Spreuke 11:31 sê 'n wyse ou wen siele. In Engels sê hy so mooi, sê tree of the righteous is the fruit of life, but a person who is wise wins souls. So ek saai my saad by ministries bedieninge wat aktief besig is om siele te wen. Dis great as jy by die kerk jou geld gee, ek moedig jou aan, doen dit.
Maar ek wil ook vir jou sê, gee waar ouens siele wen. Wees wys, saai by 'n plek waar siele gewen word. En ek saai gewoonlik by plekke waar ouens siele wen, waar ek nooit by kan uitkom nie. Dis ouens wat in sirkels beweeg waar ek nie beweeg nie. Dis ouens wat in Afrika ingaan waar ek nooit gaan uitkom nie. Dan help ek daai ouens om daar te kom sodat hulle daar siele kan wen. En as ek deel van 'n groter sieleoes. En ek wil nooit ooit saai uit my oorvloed uit. Ek saai uit oorvloed uit, maar juis wanneer ek min het, dan saai ek. Maar jy kan my vrou vra. Dan sê my vrou, sê ek my vrou, hoorie, ons kort nou 'n deurbraak in finansies, so hier's wat ek gaan doen. Ek gaan gou saad saai. Dan saai ek gou 'n saad en ek saai ek skaam nie. Dan saai ek sal partykeer alles gee wat ek het. Ek saai alles wat ek het. Hoekom saai ek als? Nee, ek maak spasie in my rekening vir die Here om 'n groot oes in te bring. En ek wil jou vandag aanmoedig. Moenie 'n stingy Christen wees nie. Gaan sit by die Here. Sê Here, ek het regtig nie baie nie. En ek wil U eer met wat ek wel het. Miskien is jou 10 eers nie op datum nie. Gaan na jou rekening toe, maak dit oop. Wat 10% van wat daarin is en saai dit. Saai. As jy nooit saai nie, gaan jy nooit maai nie. En ouens hou nie hiervan nie. Hulle hou vas aan geld. Ek sê jou, dis nie 'n geld, dis 'n vertroue probleem. En as dit nie 'n vertroue probleem is nie, dan is dit 'n geld, dan is geld jou god, want jy hou so vas aan dat jy kan dit net nie laat gaan nie. Die vinnigste wat jy kan ontslaa raak van 'n geldprobleem is om ontslae te raak van dit. So om dit weg te gee. Die vinnigste wat jy geld kry om nie meer 'n hou vas op jou te hê nie, is om dit te saai. Is wat ek gedoen het. Ek was 'n maand weergebore, toe trek ek my bankrekening leeg, dol leeg. Dink al was R15,000 in dit oorgewees, ek het dit vir 'n straatvrou gegee. Alles. En ek het nog nooit ooit 'n tekort gehad na dit, nog nooit nie, vir 11 jaar al. Ek het nie, kom uit 'n ryk huis uit, en ek kry alles by my pa, en dis hoe dit lyk. Dis hoe dit lyk nie. Vandag gaan dit met my goed, want ek dien 'n God wat nie arm is nie. Die koninkryk van God is nie arm nie. Ek dien 'n goeie God, hy's 'n goeie pa. Hy het gesê hy sal na my kyk, en hy het gesê as ek die koninkryk eers soek, en sy geregtigheid, dan voeg hy alles by. Vandag dien ek 'n goeie God, en ek saai altyd, want ek weet hoe die prinsipel werk van saai en maai. En vandag gee ek nie om te kan ontvang nie. Ek gee nooit om te kan ontvang nie. Ek gee omdat ek lief vir Jesus is, en ek wil sien hoe die koninkryk vorentoe gaan. Ek het 'n diep liefde vir die koninkryk. En ek weet, omdat ek gee, is die prinsipel daar, ek gaan ontvang. Dis soos om jou foon te gooi in die lug, jy weet hy gaan afval ondertoe, hy gaan grond toe gaan, maar daar's swaartekrag. Dis 'n wet. Jy kan of jy in glo of nie glo nie, dis 'n wet. So ouens wat nooit saai nie, gaan nooit maai nie, en dan kyk hulle altyd rond. Hoekom is ander mense meer gebless? Dis omdat jy dalk net nie saai nie. En as jy 'n saaier is, hou aan vas dat jy aanhou saai. Jy sê nee, ek saai maar ek oes nooit, en my vriend, het jy 'n tekort. Jy gaan ook vir my sê, het nooit 'n tekort nie. So moenie altyd die oes verwag op jou manier nie. Verwag hom op God se manier. Hy weet wat hy doen, wanneer hy dit moet doen, en hoe hy dit gaan doen. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat 'n saad gesaai het hierdie maand alreeds. Waar ook al hulle dit gesaai het, Here, bid ek dat dit goeie grond is. Ek bid daai saad diep wortel skiet. En ek bid, Here, dat dit wat hulle gesaai het, in die mate waarmee hulle gesaai het, dat U dit vir hulle sal teruggee, 100voudige oeste. Ek bid en seën hulle saad, daar waar dit gegaan het. Daar waar dit gegaan het, bid ek, Here, dat die ouens wat hulle saad ontvang het, ook die saad sal aanpas en toewend, waar hulle dit moet doen in die koninkryk. En nie net dit geld sal mors nie, maar dat vir die koninkryk sal gaan, en dat daar groot siele oeste sal inkom. Mag ons wyse mense wees, wat siele bymekaar maak. Siele. En ek dank U ook, Here, som net vir elke persoon wat deel is van hierdie bediening, wat hier insaai ook, dat U hulle saad sal seën, en hulle inkomste sal vermeerder, en hulle grondgebied sal vergroot, in die naam van Jesus. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jy net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.